Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend en ons is besig met rede nommer 2 waarom daar soveel druk is op mense se verhoudings en huwelike. En weet julle wat is rede nommer 2? Verwerping. Verwerping het in baie mense se lewe op verskillende maniere plaasgevind. En dis iets wat in baie mense se lewe wat vanoggend luister, het dit herhaal. En dit is nie 'n goeie ding nie. Dit is nie goed dat jy verwerp is nie. Jy moet vanoggend mooi luister. Maar ek wil vanoggend gou vir jou ietsie leer. Die dag toe jy jou hart vir die Here gee en daar bekering en wedergeboorte in jou lewe plaasvind, kind van God, wil ek hê dat jy moet vanoggend hoor, is jy aanvaar. Jy's aanvaar. Jy's aanvaar deur die Alfa en die Omega en die begin en einde. Jy was reeds eintlik aanvaar by die kruis van Golgotha. En ek wil hê jy moet dit vanoggend hoor. Want jy sien dat in die verlede het die verwerping so baie by jou gesteel. Gaan jy toelaat dat dit verder van jou steel? As ons kyk na Johannes 10 vers 10, dan lees ons die volgende: die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. En die Here Jesus het gesê, ek het gekom om te gee, ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. So, die doel van vanoggend se boodskap is dat ja, die Engelse sê ons acknowledge dat daar verwerping in jou lewe is, maar moenie toelaat dat verwerping verder van jou afsteel nie. Moenie toelaat dat dit nog verder van jou, van die huidige liefde wat jy kan elke dag ervaar in jou lewe, wat beskikbaar is in jou lewe, moenie laat dit verder van jou afsteel nie. Jy kan bly elke dag wakker word en sê, ja, maar ek hanteer jou so as gevolg van verwerping, en ek doen hierdie as gevolg van verwerping, of jy kan vanoggend kom en sê, Vader, ek vat my verlede waar ek verwerp is en ek gee dit vir U, dankie dat U my aanvaar het, dankie dat U my lief het, dankie dat U hierdie vloek oor my lewe breek, en vanoggend staan ek meer as oorwinnaar, want ek gaan nie verder toelaat dat verwerping in my huwelik en my verhouding steel nie. Jy sien, daar is die storie van hierdie jong seun, wat in die kinderhuis was, en elke keer as hy by mense gaan bly het hy nooit sy tassie uitgepak nie, want hy was gereed om dat hulle hom weer teruggestuur na die kinderhuis toe. Hy het ingekom met die feit dat hulle gaan my terugstuur, nooit sy tas uitgepak nie. En soveel mense bly so in 'n verhouding, is dat hulle gee nie alles in daai verhouding nie, hulle maak nie gemaklik nie, hulle pak hy tassie nooit uit nie. Hoekom? Want hulle soek hy verwerping weer. Hulle sê dit nie, maar hulle soek dit. En die Here kom vanoggend na jou toe en sê, hou op daarmee. Ek het vir jou iemand gegee wat vir jou lief is. Ek het vir jou iemand gegee wat daar is vir jou. Hou op verwerping soek. Jaag verwerping weg. Hou op dit soek. Weet jy wat gebeur met die ander persoon in die verhouding? Wat die hele tyd deur dit moet gaan. Waar jy elke keer is alles goed in julle verhouding en dan het julle dalk 'n risie, want enige huwelik gaan 'n risie hê, enige verhouding gaan 'n risie, gaan julle 'n bietjie risie hê. En dan gaan jy terug en jy begin die persoon te hanteer of jy tree op soos wat jy optree as gevolg van verwerping. Daai persoon raak naderhand uitgeput en moeg, want hulle betaal vir mense voor hulle se sondes, hoe hulle jou hanteer het. Dit is nie regverdig teenoor die persoon wat vandag jou lief het nie. Daai persoon het jou nie verwerp nie. Daai persoon het nie. Hoekom? Want hulle is nog steeds met jou. Moenie laat die vyand vir jou jok nie, maar hulle is nog steeds met jou. So moenie toelaat dat verwerping verder in jou huwelik steel nie. Bind dit vandag in die naam bo alle name, Matteus 16, Matteus 18, en ontbind aanvaarding vanoggend in jou lewe. Dat jy aanvaar is eerste deur die Alfa en die Omega aan die begin en einde, en tweedens deur die persoon wat vandag lief is vir jou. So ek het julle hierdie week gesê, nee, die verantwoordelikheid lê by jou. Jy gaan nou bid. En as dit jy hierdie is, gaan jy vanoggend bid en vra dat die Vader hierdie verwerping van jou wegvat. En as jy die persoon is wat met iemand is, wat sukkel met verwerping, gaan jy vanoggend vir hulle bid.
Geseënde dag vir julle verder. Bye bye.